A tot Z gebeure vir oorvloed. Hierdie is deel C, die derde een. Waarvan het jy oorvloed nodig? Hierdie gebeure is juis vir jou om te bid vir oorvloed. Dalk het jy oorvloedige seëninge nodig, dalk het jy oorvloedige oplossings nodig. Jy staan voor die Goliat in jou lewe en jy weet nie watter kant toe nie. Dalk het jy oorvloedige blydskap nodig, dalk oorvloedige vrede, dalk oorvloedige vriende. Hierdie gebeure gaan jy net leer om te dink in oorvloed. C. Christus se oorvloed. Daar's 'n gelykenis wat Jesus vertel in Markus 4 vers 26 tot 29 van die saadjies. Ons weet nie hoe die saadjies groei nie, maar die boer plant net die saadjies en dan groei dit natuurlik. So ons hoef nie te bekommer hoe gaan hy vir ons die oorvloed gee nie. Hy sal dit natuurlik doen. Johannes 10 vers 10 sê, I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. Of in the Amplified Bible, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance, to the full, till it overflows. So gereeld hoor ek mense wat drome en plannetjies maak van wat gaan hulle doen as hulle eendag die lotto wen. Ek het 'n baie goeie wiskundige gevra, wat is die kans dat jy die lotto gaan wen? En hy het dit uitgewerk dat jou kans is 1 uit 250 miljoen. Toe sê ek vir hom, goed, maar verduidelik dit vir my. Toe dat hy die kanse gevat van, wat is die kans hoe jy gaan doodgaan? Dat hy het gaan uitwerk, wat is die kans dat jy deur weerliggestrol doodgemaak gaan word, 'n vliegtuigongeluk. En hy sê die kans vir jou om deur 'n coconut dood te val, as 'n coconut op jou kop kom, is dieselfde as wat die kans daar is, dat jy die lotto gaan wen. So mag ons minder droom van lotto wen en meer droom van in Jesus se oorvloed te stap. Want om in Jesus se oorvloed te stap is 'n waarborg, dis 'n garantie, dis 'n belofte. Hierdie prentjie verbaas my op keer. Die verskil tussen 'n 10.000, 'n miljoen, 'n 100 miljoen, 1 biljoen en 1 triljoen. Mag ons leer en bid, Here, gee vir my net meer en meer die 1 triljoen uitkyk op die lewe. Dat ek groter gebeure bid, want dis wat U wil hê. U wil vir ons daardie oorvloed gee. A continue to increase mentaliteit. Exodus 1 vers 20, Message Bible, the people continued to increase in number. Bid dat God vir jou daardie mentaliteit sal gee, daardie denkpatrone en daardie uitkyk op die lewe. Dat alhoewel jy verlede jaar 1 suksesvolle besigheid gehad het, dat jy hierdie jaar 3 suksesvolle besighede gehad het. Dat jy die hele tyd net dinge voor God se voete kan kom leer, wat hy gaan lê, wat hy net vir jou kan continue to increase. D is vir Dawid se rags to riches storie. Weereens om aan te pas by die saadjies van die gelykenis in Markus 4. Ons hoef nie te bekommer hoe gaan God ons seën nie. Dawid het vir my een van die beste rags to riches stories. Hy het die skape opgepas van sy pa in die veld. So hy was die laagste broer van die familie. En later was hy koning, en nie net was hy koning nie, hy het groot erfdele gelos vir sy seun Salomo. Dis letterlik een van daardie totaal 180 omdraai stories. 'n meer moderne verhaal van 'n rags to riches storie is Oprah Winfrey. Oprah Winfrey was so arm toe sy groot geword het, dat daar was nie eers geld vir klere nie. Sy moes aardappelsakke, sy klere, sy materiaal gevat het en dan sy klere daarvan gemaak. Vandag is sy $2.9 biljoen sterk. Dink weer aan hierdie prentjie. Hoe sterk is sy werklik? As mense hierdie prentjie vergelyk. D is vir die druiwe in Kanaan. Numeri 13 vers 23. En daar 'n rank met 1 tros druiwe afgesny en 2 het aan die draagstok gedra. Hoe groot moes daai druiwe gewees het dat 2 mans aan 1 druiwetros moes gedra het? God kan gewone dinge vat en dit eksponensieel seën. Soos little by little kan jy net agterkom dat jou petrolverbruik raak al hoe ligter en ligter. Waar een mens 3 kilos op 'n liter kan ry,
kan jy byvoorbeeld 20 km op 'n liter ry. God kan gewone dinge soos die druiwe vat en dit eksponensieel seën dat jy oorvloedige lewe het deur die gewone dinge soos druiwe. Die volgende ding wat vir my uitstaan van hierdie seëning van die druiwe in Kanaan is dat 2 het daaraan gedra. Dit is 'n goed soos jou seëninge raak te veel, so jy moet na jou buurman toe gaan en sê, help my asseblief om hierdie seëninge te dra. Soos jy te veel sportmotors, so jy het nie meer genoeg motorhuise nie, en dan moet jy na jou buurman toe gaan om te sê, kan ek asseblief dit daar parkeer? Dis 'n baie far-fetched voorbeeld, maar ek hou van groot voorbeelde. Of nog 'n voorbeeld van 2 druiwedraers is natuurlik, wat as jou bankbestuurder jou bel en vir jou sê, jou rekening kan nie meer al die geld hanteer nie, jy moet asseblief nog 'n rekening, 'n tweede rekening, 2 aan jou seëninge dra. D is vir 1000 maal vergroting. Deuteronomium 1 vers 11. By julle byvoeg 1000 maal soveel as wat julle is. Of in die Message Bible, and multiply you another 1000 times. Hoe wonderlik sal dit wees? As jou salaris hierdie jaar met 10% opgegaan het, beteken dit jy het 0.1 vergroting gehad. So kan jy net by jouself indink, wat beteken 1000 maal vergroting op jou salaris? Met die YouTube kanaal wat ek het ek tans 6900 besoekers, views. Ek hoop ook vir 1000 maal vergrotings op YouTube. Waarmee behoop jy ook vir 1000 maal vergrotings?